Ek wil net graag 'n kennisgewing deurgee dat ek voorlopig net tot einde April 2025 elke Sondag boodskappe op die sosiale platform, dit wil sê op die YouTube kanale en ook die gewone video's sal uitstuur. En almal moet maar net daarvan kennis neem dat my maand gaan daar die eerste 3 Sondae nie boodskappe uitgestuur word nie. Ons gaan 'n bietjie Namibië toe, ek gaan 'n bietjie by vriende en familie kuier, maar as dit die Here se wil is, dan stuur ek weer die laaste Sondag in Mei, dis die 25ste Mei, weer soos gebruiklik 'n boodskap op Sondag uit. Baie dankie. Liewe luisteraars, ek groet u vanmôre weer eens in daardie mooi en kosbare naam, die naam van Jesus. Nou vanmôre is die eerste Sondag na Paasnaweek. Op Goeie Vrydag het ons die kruisiging van die Here Jesus herdenk. Op Sondag die opstanding van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, die dood oorwin het en gekom het om aan jou en my lewe en lewe in oorvloed te gee. Die Here het nou op my hart gelê om vanmôre 'n boodskap te bring wat daarby aansluit. Daar's ook 'n kosbare lied wat ons graag luister en wat ek ook op my groepe vanmôre uitgestuur het. Ken jy die man van Golgotha? Nou vanmôre wil ek met u praat oor hierdie vraag. Dit het so in my hart opgekom. Ken jy die man van Golgotha? Hoe goed ken ons hom? En nou ek wil regtig vertrou dat hierdie boodskap vir u kosbaar sal wees. Luister daarna, as dit vir jou kosbaar is, stuur dit ook aan vir ander. Ons lees 'n kort gedeelte in Matteus 16 vers 13 tot 17. Jesus praat met sy disippels, hy is besig om met hulle gesprek te voer en hulle is ook van hulle kant af besig om terug te antwoord op dit wat Jesus vir hulle vra. Luister mooi daarna. Matteus 16 vers 13 tot 17. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Kosbaar, kom ons bid net saam. Wonderlike Here Jesus, U sal altyd vir ons wonderlik wees en wonderlik bly. Dis U wat die hemelse troon verlaat het, om hier op aarde tussen sondaars te kom woon en te wandel. U het die troon verlaat en mens geword. U wat God is, het mens geword. Ons wil vanmôre vir U dankie sê, weer eens, vir daardie offer wat U vir ons aan die kruis op Golgotha gebring het. Vir daardie duurprys wat U vir ons sondes betaal het. Al die vloeke, die skelle, die vernedering wat U deurgemaak het, die pyn en die lyding. Hoe sal ons ooit vir U daarvoor kan dankie sê? Here Jesus het op my hart gelê om te praat oor, ken jy die man van Golgotha? Ek wil vertrou dat hierdie boodskap vir mense kosbare betekenis sal inhou. Dat U deur hierdie woord tot mense se harte sal spreek, deur U Gees wat oortuig. Ons wil vra, kom praat weer eens met ons, deur U kosbare woord, in Jesus se naam bid ons dit, met danksegging. Amen. Ek wil net weer 2 verse aan u voorhou uit ons geleesde gedeelte
Matteus 16 vers 13, daar staan geskryf, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Wie sê die mense daar buite? Wie is ek? Hoe sien hulle my? As wie beskou hulle my? En dan lees ons in vers 15, hy sê vir hulle, dis nou vir sy disippels, maar julle, wie sê julle is ek? Eers vra hy vir hulle, wat dink die wêreld daar buite van hom? Wat is hulle begrip van hom? En dan vra hy vir sy disippels, wie sê julle is ek? Nou vriende, ek wil vanmôre met u praat oor hierdie tema. Ken jy die man van Golgotha? Ons het nou die afgelope naweek het ons gepraat oor Jesus se kruisiging en sy opstanding. Maar vanmôre wil ek met u praat oor hierdie vraag. Ken jy die man van Golgotha? Want dit is baie wyeer, dink ek, as wat u dink. Luister na hierdie boodskap soos die Here my gelei het. Hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het oor die gesprek wat Jesus met sy disippels gevoer het, handel oor die wêreld daar buite se begrip van wie Jesus is. As ek sê die wêreld daar buite, dan bedoel ek almal wat van Jesus gehoor het en dalk van hom geweet het. Vandag is daar ook baie wat van hom gehoor het en wat van hom weet, maar hom nie persoonlik geken het, soos sy disippels hom geken het, wat daagliks met hom skouer geskuur het en persoonlik deur hom geestelik geleer en geestelik geonderrig is nie. Wat 'n voorreg het hulle nie gehad nie. Hulle het met Jesus elke dag skouer geskuur vir ongeveer 3 jaar en hulle het baie lering, geestelike lering en onderrigting van die Here Jesus ontvang. Eers vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Nou vriende, hier is 'n paar termes wat ons moet verstaan. Die eerste ding wat Jesus vir hulle gevra het, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Nou vriende, Jesus word 46 maal die seun van God genoem in die Nuwe Testament en hy word 86 maal die seun van die mens in die Nuwe Testament genoem. Nou ons weet mos, met die seun van God word bedoel dat hy die seun van die Allerhoogste God is en dat hy natuurlik self God is, want die woord leer dit vir ons. Maar wat word bedoel met die seun van die mens? Ons lees ook in die Ou Testament, naamlik in Daniël 7 vers 13 en 14, die eerste verwysing na hierdie stelling, die seun van die mens. Kom ek lees dit vir u. Daniël 7 vers 13 en 14. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom, soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerlikheid is 'n ewige heerlikheid wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Nou vriende, dis 'n geweldige kosbare gedeelte, Handelinge 7 vers 13 en 14. Die beskrywing seun van die mens dui dus op 'n messiaanse titel. Want Jesus is die een aan wie die heerskappy, die eer en die koningskap gegee is. Toe Jesus hierdie stelling gemaak het, het hy die profesie oor die seun van die mens aan homself toegewys. Hy het daardeur gesê, ek is die seun van God en die seun van die mens, ek is die Messias. Maar die betekenis seun van die mens dui ook daarop dat Jesus 'n menslike hoedanigheid ingeneem het. Ons weet mos almal
Hy was God en hy is steeds God, maar hy het mens geword. Hy het 'n menslike hoedanigheid ingeneem. Hy wat volkome God is volgens Johannes 1 vers 1, het ook vlees geword volgens Johannes 1 vers 14. Ek haal dit baie graag redelik gereeld aan. En hy het 'n menslike gestalte aangeneem. En as seun van die mens kan dit ook beteken dat hy vir die mense op die aarde soos een van hulle geword het om alles te kon ervaar soos hulle dit ervaar as mense. En dit verwys na die swaarkry wat die mense ervaar, die hartseer, die moeite, die moeilike omstandighede, die vyandskap en so kan ons baie dinge opnoem. Jesus het mens geword om saam met hulle ook hierdie dinge wat mense ervaar te kan ervaar. Maar ook dat hy volkome begrip en empatie met die mense kan hê. Daarom het hy die gedaante van 'n mens aangeneem. Uit die antwoord wat Jesus se disippels gegee het op sy eerste vraag aan hulle, waar hy gevra het, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is, kon ons duidelik aflei dat die mense daar buite, soos ek reeds gesê het, nie regtig geweet het wie Jesus was nie. Jesus se disippels se antwoorde was so, en hulle antwoord, sommige Johannes die Doper. Met ander woorde, sommige het gesê, U is Johannes die Doper. Sommige het gesê is Elia. En die ander het gesê is Jeremia of een van die profete. En toe kom die tweede vraag en Jesus vra vir hulle, wie sê julle is ek? Dis die vraag wat Jesus aan sy disippels gevra het. Matteus 16 vers 16 en 17 en Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. God het dit aan hom openbaar, sê die Here Jesus. Jesus was duidelik baie beïndruk met Petrus se antwoord, want die woord Christus is ook 'n titel, net soos die seun van die mense titel is. Christus is afgelei van die Griekse woord Christos, wat Messias beteken. Hy het gesê, ons weet dat U Christus die seun van God is. So dis net so 'n titel soos die seun van die mens. Die woord Messias kom van die Hebreëse woord Masiach, wat gesalfde beteken. Jesus Christus beteken dus Jesus die Messias of Jesus die gesalfde. Vanoggend is natuurlik, soos ek reeds gesê, die eerste Sondag na die afgelope Paasnaweek. En ek het net in my hart gelei gevoel om vanoggend met u te praat oor hierdie tema, ken jy die man van Golgotha? Ons praat baie oor die kruisgebeure. Ons praat oor Jesus se opstanding. Ons praat oor Jesus se bediening. Maar ons praat nie so baie daaroor wie Jesus vir jou en vir my is nie. En dit laat val vanmôre die klem op jou en my persoonlike verhouding met Jesus Christus, die Messias. Ken ons regtig die man van Golgotha, soos die woord dit aan ons verklaar? Nie soos ons dink nie, maar soos die woord dit aan ons verklaar. Nou vriende, om die man van Golgotha te ken, beteken natuurlik heel eerstens, om hom te ken as jou persoonlike verlosser, jou redder en jou saligmaker. Daar is natuurlik 3 Nuwe Testamentiese termes wat ons graag gebruik wanneer ons in ons hart weet dat ons 'n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus in ons lewe gehad het. Ons gebruik baie graag in ons getuienis of in ons algemene gesprek hierdie 3 termes wat verklaar dat ons kinders van die Here is. En daarom het elkeen wat sê dat hulle 'n volgeling van Jesus of 'n kind van die Here is, kan getuig dat hulle Christus persoonlik as hulle verlosser of as hulle redder, hulle saligmaker leer ken het.
Die woord sê mos, Jesus sê, ek het na my eie mense toegekom, verwysende na Israel. Dit staan geskryf in Johannes 1 vers 11. Ek het na my eie mense toegekom. Hulle het my nie aangeneem nie, hulle het my verwerp. En dan sê in vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. So elkeen van ons moet 'n persoonlike ontmoeting met Jesus hê. En dan moet ons kan getuig dat Jesus Christus ons persoonlike verlosser, ons persoonlike redder en ons persoonlike saligmaker is. Die woord stel dit baie duidelik, sodat elkeen dit kan verstaan. In Johannes 10 vers 9 het Jesus self gesê, ek is die deur. Ek het dit in 'n vorige boodskap ook aangehaal. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Dis die woorde wat Jesus gebruik. Wanneer hy deur my ingaan, sal hy gered word. En dan sê hy, en hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. So die Here Jesus gebruik self hierdie term, hy sal gered word. As jy by my ingegaan het, by my deur ingegaan het, my as jou verlosser leer ken het, en jou saligmaker leer ken het, dan sal jy gered word. In Handelinge 2 vers 22 staan daar geskryf, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Watter naam moet ons aanroep om gered te word? Die naam van Jesus Christus. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis die eerste term. 1 Johannes 4 vers 13 sê, hieraan weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het, en ons het aanskou, en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Jesus het gekom as die verlosser van die wêreld, maar ook as jou en my verlosser. Jesus is gebore as die saligmaker van hierdie wêreld. Lukas 2 vers 11 sê, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker, wat Christus die Here is. Dis waar ons verhouding met Jesus Christus begin. Daar waar ons met Jesus Christus persoonlik ontmoet het, en ons kan getuig dat hy ons siele uit genade gered het. En ek getuig dit gereeld, en baie ander kinders van die Here getuig het gereeld, dat die Here hulle siele uit genade gered het. En ons van ons sondes en ons verlorenheid verlos het. En dat ons weet, Christus is ons persoonlike saligmaker. Maar om die man van Golgotha te ken, beteken om hom te ken as jou hoëpriester, jou middelaar en jou voorspraak. Weereens gebruik ek 3 termes in hierdie een gedagte. 3 termes, omdat dit baie nou in verband met mekaar staan, naamlik Jesus te ken as jou hoëpriester, jou middelaar en jou voorspraak. Is 3 baie belangrike gedagtes wat ons moet verstaan. Om die Here Jesus te ken as ons hoëpriester, ons middelaar en ons voorspraak. Nou vriende, in Hebreërs 9 vers 7 lees ons van die hoëpriester van die Ou Testament wat een keer 'n jaar by die allerheiligste van die tempel ingegaan het, die hoëpriester, om vir die volk, vir homself en vir die volk se sondes versoening te doen. Hy het ook die bloed van die offer saamgevat. Kom ek lees nou vir Hebreërs 9 vers 7. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. So baie duidelik sê hierdie skrif, ek het nou in die middel van wil ek amper sê 'n sin begin, omdat ek nie die vorige verse gelees het nie, maar dat hy eenmaal 'n jaar het hierdie hoëpriester in die allerheiligste ingegaan, nie sonder bloed nie, hy het die bloed van die offer saamgevat, en dan het hy vir sy eie sondes, en ook vir die volk se sondes, versoening gedoen, selfs die sondes, wat hulle in hulle onwetendheid begaan het. Nou staan daar verder vir ons geskryf, hoe dat Christus dan ons hoëpriester was.
Christus is ons volmaakte hoëpriester, wat slegs eenmaal, net eenmaal, hy hoef nie elke jaar eenmaal in te gaan nie, maar hy het eenmaal in die heiligdom van God vir ons ingegaan, en 'n ewige verlossing vir ons bewerkstellig. Dis 'n wonderlike gedagte, Jezus het net eenmaal 'n offer gebring. Dis nie nodig dat Jezus weer en weer vir ons gekruisig moet word nie. Dit was 'n volmaakte offer. Hebreërs 9 vers 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan, net eenmaal ingegaan, in die heiligdom van God, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Vers 13 sê, want as die bloed van stiere en bokke, en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak, tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar. Ons praat ons nou oor Jesus Christus as hoëpriester. Hy het as hoëpriester in die allerheiligste van God ingegaan en vir ons sondes versoening gedoen. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Hy het vir ons versoening gedoen. Hy as die hoëpriester, as die offerlam van God, het vir ons oortredings versoening gedoen. Eenmaal het hy die offer gebring en 'n volmaakte versoeningsoffer vir ons gebring. En so bly Christus ons voorspraak, en so bly Christus ons middelaar tussen ons as mense en God ons Vader. Hy tree vir ons gedurig in deur gebed by die Vader. Daarom sê die Here Jesus, alles wat julle in my naam vra, dit sal die Vader vir julle gee. So hy is die tussenganger. Hy is ons middelaar, hy is ons voorspraak. Weet jy, daar's een vers wat ek graag lees, is eintlik twee, hulle loop saam, 1 Johannes 2 vers 1 en 2, wat sê, my kinders, en nou praat die Here met jou en my, wat sê, ons is kinders van die Here. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, die volmaakte, die sondelose. En dan staan daar in vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, vir ons as kinders van die Here se sondes nie, maar ook vir die hele wêreld. Toe ek as 'n verlore sondaar die eerste keer na Christus toe gekom het, en gesê, Here, ek is 'n sondaar, vol sondes, vuil en bevlek, red my, reinig my, het Jesus vir my ingetree by die Vader en gesê, Vader, hier kom 'n sondaar, vergewe hom, spreek hom vry. My vraag is net, as jy sê, ek ken die man van Golgotha, ken jy hom as jou voorspraak en jou middelaar? Want dit is so belangrik vir ons om te weet dat Jesus vir ons altyd intree by ons hemelse Vader. Altyd. Hy tree vir ons in wanneer ons bid, wanneer ons 'n gebedsversoek het, wanneer ons siek is en vra, Here, raak ons aan, genees ons. Here, red ons. Here, help ons. Here, verlos ons van watter omstandighede ook al. Geef ons uitkoms. Jesus is ons middelaar. Jesus is ons voorspraak. Hy tree vir ons in by die Vader. Maar vriende, om die man van Golgotha te ken, beteken om hom te ken as jou broer en vriend. Om te sê, ek ken die Here Jesus, ek ken die man van Golgotha, beteken ek ken hom as my broer en ek ken hom as my vriend. Hoekom sê ek so? Die skrif verklaar dit. In Matteus 12 vers 47 tot 50
staan daar geskryf, toe sê iemand vir hom, vir Jesus, daar staan die moeder en die broers buite en wil graag met u praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, die is my broer en suster en moeder. Is nie sonder disrespek vir sy eie moeder en vir sy eie broers en vir sy eie susters wat dalk ook daar was, dat hy dit gesê het nie. Maar hy wil vir hulle les leer. Hy sê elkeen, en hy verwys na sy disippels, elkeen wat my ware volgeling is, elkeen wat die wil van my Vader doen, elkeen wat die wil van my Vader soek, hulle is my broers en hulle is my susters en hulle is my moeder. Ons beskou iemand in die gees as 'n broer of 'n suster, wanneer ons hoor hierdie persoon praat dieselfde geestelike taal as ons, van kind van die Here. Maar dan wandel ons nie is altyd, daardie mense nie is altyd in opregtheid binne die wil van die Here nie. Maar ons spreek hulle aan as 'n broer, ons spreek hulle aan as 'n suster. Maar hulle wandel nie regtig volgens die wil van die Here nie. Hoor hierdie skrif. In 1 Korintiërs 5 vers 11, dis 'n skrif wat ons ernstig aanspreek as kinders van die Here, as ons nie op standaard is. Hy sê, maar nou skryf ek aan julle, om nie met iemand om te gaan wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oreerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgode dienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Al sê hy's 'n broeder, al dink jy hy's 'n broeder, maar as hy al hierdie sondes doen, en hy het nie berou oor sy sonde, en hy gaan daarmee aan, en hy volhard daarmee, moet jy selfs nie eers met hom saam eet nie. So jy is nie eers veronderstel om hom eintlik jou broer dan te noem nie, want hy lewe nie volgens die wil van God nie. En dan wil ek vra, wandel jy regtig soos 'n broer of 'n suster van Christus? As jy sê, ek ken die seun van Golgotha, of die man van Golgotha, lewe jy soos 'n broer en 'n suster van Christus? Maar Jesus beskou sy ware volgelinge, en elkeen wat hom liefhet, as sy broer en as sy suster. As ek werklik Jesus se volgeling is, as ek werklik die Here liefhet, hy weet dit, dan beskou hy my as sy broer en ook die vrouens as sy suster. Nou vriende, daarom is dit baie belangrik dat ons so moet lewe, dat ons met vrymoedigheid kan sê, Jesus is my broer. Maar in dieselfde asem noem Jesus ook elkeen wat hom in waarheid dien en in opregtheid wandel, noem hy hulle sy vriend. Johannes 15 vers 13 en 14, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jesus het die hele wêreld as sy vriende beskou, daarom het hy sy lewe vir almal afgelê. Maar nou kom hy by vers 14, dis nou Johannes wat skryf in vers 14, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Julle is my vriende, wanneer julle alles doen wat ek julle beveel. Jesus verwag dat ek en jy gehoorsaam moet wees aan sy woord. Gehoorsaam moet wees aan die wil van ons Vader. En dan word ons nie net as sy broer of as sy suster beskou nie, maar ook as sy vriende. Ons is dus Jesus se broers en Jesus se susters en sy vriende, as ons in opregtheid en in gehoorsaamheid met hom wandel. En het is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Om die man van Golgotha te ken, beteken ook om hom te ken as jou herder. Om te sê ek ken die man van Golgotha, beteken hy is my herder, en ek ken hom as my herder, en ek wandel in sy voetspore. Maar hoor wat sê Jesus self, hy sê ek is die herder, en julle is my skape. Johannes 10 vers 14 en 15, ek is die goeie herder, hy is nie net 'n herder nie,
Hy is die goeie en betroubare herder. Hy sê, en ek ken my eie en word deur my eie geken. As ons sê, Jesus is ons herder, dan ken ons hom en hy ken ons. Ons word deur hom geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. En ek lê my lewe af vir die skape. Jesus het dit voor die tyd voorspel, dat hy sy lewe vir sy skape sal aflê. Dat hy bereid sal wees om aan 'n vloekhout te hang vir sy skape, vir die wat hom sal volg. Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. En dit is so belangrik dat ons vir mekaar moet vra, is dit waar in jou en my lewe? My skape luister na my stem. Luister ons na die stem van ons herder, Jesus Christus. En dan gaan hy aan en hy sê, en ek ken hulle, en hulle volg my. Waarom luister ons so baie maal na verkeerde stemme? Waarom luister ons so baie maal na valse leraars se stemme? Valse herders kan ons sê. Waarom luister ons na mense wat nie die waarheid verkondig nie, wat nie die woord in volle waarheid verkondig nie? Ons luister na die stemme baie keer van verkeerde herders. Vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dit is so kosbaar, dat ek en jy moet weet, as ek, Jesus, se skapie is, as ek sy volgeling is, en hy my herder is, dan gee hy vir my die ewige lewe. En hy sê, en ons sal nooit weer verlore gaan nie, tot in ewigheid nie, en niemand sal ons uit sy hand ruk nie. Weet ons dit? Weet jy dit? Weet jy dat Jesus vir jou die ewige lewe gegee het? Weet jy dat niemand jou uit sy hand sal ruk nie? Of twyfel jy nog? As Jesus regtig jou herder is, weet dan, hy is die een wat jou lewe lei. Wie se stem jy moet ken, en na wie se stem jy moet luister, is so belangrik, dat ons sy stem moet ken, en dat ons na sy stem moet luister. Waarom vrees jy nog gedurig? Want die goeie herder is altyd by ons. Hy is altyd by sy kinders. En dis wat die Here Jesus ons wil leer. Hy is die herder. En ek en jy moet weet, al sien ons hom nie, hy is daar, hy is altyd by sy kinders. Dis hy wat ons lei na groen weivelde en na waters waar rus is. Hy lei ons na plekke van vrede en rus. Al gaan ons ook deur 'n dal van doodskaduwee, ons hoef geen onheil te vrees nie, want sy stok en sy staf, die vertroos ons. Dis wat Jesus vir ons beloof het in Psalm 23 vers 2 tot 4. En ons ervaar so baie keer onrus en onvrede. As dit altyd vir jou voel asof jy alleen is, en asof jy gedurig alleen loop, en loop met vrese, en loop met onsekerheid, dan het jy nog nie die Here Jesus leer ken as jou herder nie, en dan het dit regtig tyd geword om hom te leer ken as jou goeie herder wat sê, ek sal jou lei na groen weivelde, na waters waar rus is, sal ek jou lei, waar vrede is, daar sal ek jou heen vat. Maar ek sluit af met 'n laaste gedagte. Om die man van Golgotha te ken, beteken om hom te ken as jou koning. Weet jy, en dit bly my terugvat hierdie gedagte, na Pilatus wat bo Jesus se kruis laat aanbring het, die koning van die Jode. Hy is die koning van die Jode, en toe kom daar die owerstes na hom toe, en hulle sê, moenie skryf, hy is die koning van die Jode nie, sê, hy het gesê, hy is die koning van die Jode, maar hy is die koning van die Jode, maar hy wil ook jou en my koning wees. Nou vriende, as ek aan 'n koning dink, en dink ek aan iemand wat op 'n troon sit. Ek dink aan 'n koning wat oor 'n koninkryk regeer. Dit was in die vroeë jare so, was daar konings wat op 'n troon gesit het, en hy het oor 'n koninkryk regeer, en hy het die wette uitgevaardig, en hy het onderteken. En as Jesus jou en my koning is, waar moet hy dan sit, my vriende? Op watter troon verwag ons moet Jesus sit? Hy moet op die troon
van ons harte sit. En hy moet in ons lewe regeer. En verstaan ons dit regtig? As ek sê Jesus is my koning, sit hy op die troon van my hart, of sit ek nog steeds op die troon van my hart? Regeer hy in my lewe, of regeer ek self? Ons moet hom die ereplek op die troon van ons harte gee, vriende. Ons moet afklim van daardie troon af. Laat hom beheer neem van jou lewe. Laat hom beheer neem van jou eie wil. Laat hom beheer neem van die eie ek. Laat hom beheer neem oor jou begeertes en jou belange. Laat hom beheer neem oor jou emosies. Partykeer hardloop ons emosies heel weg met ons, want die Here sit nog nie op die troon van ons harte nie. Ons wil daar sit. Ons laat nie vir Jesus toe om op die troon van ons harte te sit nie. Maar weet jy, dit is so belangrik dat ons vanmôre sal besef, Jesus is die koning van die konings. Die woord sê hy is die koning van die konings. Maak hom jou koning. Daar staan in 1 Timoteus 6 vers 15, Openbaring 17 vers 14, Openbaring 19 vers 16, Jesus is die koning van die konings. Maak hom die koning van jou lewe. Maak hom die koning van jou hart. En dis baie belangrik dat jy hom sal toelaat om in jou lewe te regeer en alles te beheer. Dis net soos met ons finansies, om alles aan die Here oor te gee en te sê, Here, ek maak U die bestuurder van my geldsake. Beheer U dit, bestuur U dit, help U my daarmee. En daarom wil ek vanmôre sê, as Jesus werklik die koning van jou lewe is, dan sal ander dit ook weet. Jy self sal dit weet. Jou lewensmaat sal dit weet, jou kinders sal dit weet, jy mense by jou werk sal dit weet, almal wat met jou skouers skuur sal weet, Jesus is die koning van jou hart en jou lewe. Ken jy die man van Golgotha, soos ek hom vanmôre aan die uitgebeeld het volgens die woord? Ken jy die man van Golgotha? Ken jy hom as jou herder? Ken jy hom as jou redder, jou saligmaker, jou koning? Mag die Here genade gee dat elkeen van ons die wil van Jesus sal soek en dit sal lewe. Amen. Kom ons bid net saam. Here, dankie. Duisend dankies vir U woord, vir die eenvoud van U woord, vir die kosbare woord, vir U self. Here Jesus, ons wil vanmôre vir U sê, as daar iemand is wat U nog nie ken as hulle redder, hulle saligmaker, hulle verlosser nie, dat hulle voor U sal buig en sê, Here, ek weet van U, maar ek ken U nie. As daar iemand is, Here, wat sê, ek ken U nie as my broer en my vriend nie. Ek ken U nie as my voorspraak en my middelaar nie. Ek ken U nie as my broer en my vriend nie. Ek ken U nie as my koning nie. Help hulle, Here. Help hulle om waarlik so in U oor te gee, dat U in hulle lewens sal regeer en dat ander dit sal sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. My wonderlike vriende, die woord van die Here is en bly altyd kosbaar. Mag U 'n geseënde dag hê en 'n wonderlike week. Totsiens.